Sorry, ek dink ek het 2 goed geskiep. Soms
Goeiemôre allemaal. Welkom. Het is lekker om julle te sien. So 'n paar rondlopers wat so nou en dan net hier kom. En dan ons gewone mense wat altyd lekker is om julle te sien. Is altyd lekker as julle hier by ons is. Net so 'n paar afkondigings. Eers geluk sê John. Congratulations. I hear you head boy of Lillyfontein this year is coming here. Congratulations to you and this everything got to do with mom and dad, of course, is their kids. Maar baie geluk vir julle. Dan 'n paar voorbindings. Ons dink nog aan Kathy Hockridge, Chris Moore. Het gaan baie beter met Derek Erasmus en het lyk my Erika verduidelik baie goed want hy is nogal redelik soet gewees toe ek hom nou laas Sondag gesien het, stel dit so. Maar dit gaan goed met sy herstel. Anneke kon hierdie week haar behandeling kry, haar chemo, so dink maar aan haar in die volgende klompie maande nog. Dit ook vir Irene Bennett, Willie Henning, en dan is Sandra van Sail se ma, tannie Gwen Visser, in die hospitaal op die oomblik. So dink maar aan Sandra en tannie Gwen en almal daar rondom ook. Hierdie week is daar geen Bybelstudies nie. Ek is van môreoggend ry ek naby Potensie tot Donderdag toe vir 'n predikante retreat, eenkoms vir predikante. So daar's nie Bybelstudies nie. So as iemand wil siek word, hou net vas tot Donderdag dat ek terugkom, hoor. Dan vanoggend is daar net Sondagskool vir die voorskoolse kinders. Volgende week is weer vir al die kinders. Nee, volgende week is daar nie Sondagskool nie. Amper vergeet ek. Dis gemeentekamp volgende naweek en die 2 Sondagskoolonderwysers is albei op die gemeentekamp. So daar gaan nie volgende week Sondagskool wees nie. Behalwe as iemand anders opspring en sê maar hulle sal die kinders vat. Dan die verjaarsdag wat ek weet is net 'n paar hierdie week. Vrydag was Delani Mostert. Gister was Esme Pieterse van Komga. Die 24ste is Tikkie Fourie. En die 25ste is Jelisma. So geluk nou al Jelisma. En dis 'n voorreg. Ek weet ons kla almal en ek sê ook soms ja, nee, ek wil nie meer verjaar nie, ek raak te oud en so aan. Maar dis 'n voorreg wat nie alle mense het nie. En dan die laaste op my afkondigingelys, die deurkollekte, die tweede bordjie daar by die voordeur gaan vanoggend vir die sinodale vrouediens. So dit is my hele storie. Psalm 104, die eerste vers. Dit is baie interessant hoe die psalms baie keer begin, voordat die digter kla of vir die Here goed vra, begin dit om te erken, dat alles kom van God af. Ek wil die Here prys. Here my God, hoe geweldig groot is U. U is bekleed met majesteit en eer. O my soul, bless God. God, my God, how great you are. Beautifully, gloriously robed. Dit is net 'n herinnering dat God is soveel groter as wat ons kan dink, as wat ons kan verstaan. Die Here kan ons prys vanmôre, ook in hierdie erediens. En ons groet vanmôre kom uit Openbaring 1. Genade vir julle en vrede vir hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die betroubare getuie. Die eerstgeborene uit die dood en die heerser oor die konings van die aarde. Grace and peace to you from him who is and who was and who is to come. And from the 7 spirits before his throne. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. Ons is in gesiene geselskap, as medegelowiges, as konings, priesters, profete van die Here, en in die teenwoordigheid van hierdie God, wat uitreik na ons toe vanmôre. Mag hy met ons wees. Vanmôre gaan ons voort met Markus 10
En dis 'n interessante storie wat ons vanmôre lees. Maar voordat ek lees, ons kyk wie van die kinders kan vir my help. Agterste kinders, maar het lyk my julle is almal op skool. Daar's nie voorskoolse kinders nie, maar miskien moet hulle die voorskoolse kinders help. Dink julle, ken julle mense wat boelie by 'n skool? Do you know bullies? Sebastian, have you ever met a bully? You are so lucky not to have met a bully. Ken julle ons agter 'n bully? Julle al met bullies te doen gehad? Baie keer dink bullies, maar ek is groot en ek is sterk. Ek moet 'n leier wees. I must be the leader because I'm big and strong and I can do whatever I want to do. You think that's right? Nee, dis nie reg nie. Die Here kom leer vir ons 'n ander ding. Hy draai alles ons te bo. Hy kom sê dat as ons wil leiers wees, moet ons dienaars wees. If we want to be leaders, we have to be servants. Now, that doesn't fit in with this world. Elke liewe politikus wat sê, stem vir my, sê ek is die beste en die sterkste en die slimste en ek weet nie wat so goed alles nie. Dis ons prentjie. Ek het daarom die flieks gesien, so ek weet nou wie op die skerm gaan verskyn. Ons kyk wie van julle het al flieks gekyk. Wie weet wie daai is? Sal dalk hierso vir die jonger klomp moet vra. Who knows who that is? Wie weet wie is dit? Ja, is Neo van die Matrix of Keanu Reeves. Luister wat sê hy sê nogal iets interessants. I don't want to be part of a world where being kind is a weakness. Ek weet nie of Keanu dit geweet het nie, maar hy het die Bybel gekoop toe hy dit gesê het. En dit is wat Jesus vir ons leer. Verloor ek my Afrikaans. Wat is kind in Afrikaans? Gaaf, ja, so iets. In Ooskaap, om nice te wees met iemand is nie swakheid nie. Om nice te wees met iemand is nie swakheid nie. To be kind, to be nice, takes strength. And that's what we're going to read this morning. I think you will remember that. Sebastian? You remember that? Julle ouens daar agter, sal julle kan onthou dit? Sal julle dit kan onthou? Om gaaf te wees, to be kind, not a weakness. Dit vat krag, sterkte, daai groot woord, integriteit. Vat iemand wat guts het, weer eens 'n gewone Ooskaaps. Kom ons staan op en kom ons sing tot eer van die Here. Loof almal saam, God is sy
Ons teks vir stil word en vir 'n oomblik nadink kom uit Filippense 2 vanmôre. Aangesien julle die troos van Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Heilige Gees, die innige meegevoel en meelewe, maak dan nou by blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Raak so 'n oomblik stil. Dink na oor wat jy vanoggend moes hoor uit hierdie teks. Kom ons gee 'n tydjie van stilte.
volgende lied sommer sittende sing. Kom ons raak stil. Ja, Heer, ons hier wees vanoggend, ons liedere, ons gebede, het gaan als oor U. Ons wil op ons manier vir U loof, U prys. Het gaan nie oor ons nie. Het gaan oor U wat ons eerste lief gehad het. Dankie Heer, dat ons so mag by mekaar kom. Dat ons mag sing tot U. Dat ons mag jubel. Dat ons mag elkeen op sy eie manier erkenning gee daaraan dat U, soos die psalmdigter sê, U majesteit groot is. Groter as wat ons kan verstaan. Heer, en ons is nou by mekaar waar ons wil luister na U woord. Ons wil U stem hoor. Wil U met ons praat deur U Heilige Gees. Wil U vir ons help om werklik net U stem te kan hoor. Dat ons ook in ons ontvanklikheid vir U kan loof en prys.
Wees met ons, Heer. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Markus 10, ons gaan so 'n bietjie verder met hom vanoggend. Ons het nou al verlede week uit hom uitgelees. Ons is nou 'n bietjie dieper in die hoofstuk. Van vers 35 tot 45. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom na Jesus toe en sê vir hom: Here, ons wil graag hê u moet vir ons doen wat ons u gaan vra. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Het hy vir hulle gevra. Hulle het hom geantwoord: Wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die regterkant en die ander een aan u linkerkant. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die lydingsbeker drink wat ek drink? Of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle: Die beker wat ek drink, sal julle drink, ja. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan my regter en aan my linkerkant te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie God dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: Julle weet dat dit by die nasies so is, dat hulle sogenaamde regerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Ons lees net tot sover uit die Here se woord. As mense nou so 'n bietjie rond beweeg en jy luister hoe mense praat, en dan is ons eintlik maar snaaks. Ons is nou wil eerlik wees. Baie van ons kla oor die regerders en leiers en so aan, want ons dink ons kan 'n beter job doen in 'n geval. Ons dink hulle jaag net aan. En ook baie keer, kom ons wees nou maar eerlik, hou ons nie van reëls nie, want ons wil ons eie ding doen. Want ons dink ons weet in 'n geval mos die beste. Ander keer kla ons oor hulle, eintlik maar net omdat ons wens ons het die voordele gehad wat die regerders het, of die mense wat in leiersposisies is. En soms is dit maar heimlike ding van, ons hou maar van baas speel. Ek sal ook eintlik wou baas speel. Ek sou ook eintlik wou sê, so moet goeders wees. Ek wil in charge wees. Ek wil sê, en ander moet luister. En, dis seker nie vreemd dat ons so dink nie, want dis 'n baie menslike ding. En hierdie disippels van Jesus was presies dieselfde. Moet nou net dink, dat 3 jaar saam met die Here, het hulle iets anderster as mense gemaak. Tot en met die kruis. En na die opstanding self, was hulle nog net mense soos ek en jy. Het hulle ook maar hulle foute gehad. Is interessant, hier in die jare 400 na Christus, was Chrysostom, die biskop van Konstantinopel, en hy skryf op 'n stadium spesifiek oor hierdie teks en oor die disippels, en hy sê, hulle het al 10.000 keer gehoor, hoe Jesus verduidelik, wat sy roeping is, hoe hy leef, wat sy styl van leierskap is, sal ons nou vandag sê. En
het hulle dit nog steeds nie verstaan nie. En ek dink soms, hulle het maar gesukkel om dit te verstaan, nie omdat Jesus onduidelik gepraat het nie, maar kom ons wees nou maar eerlik. Nie een van ons hou van die gedagte, dat as ek nou die baas moet wees van wat ook al, as ek nou die leier moet wees, dat ek, soos wat dit hier staan, die ander se dienaar moet wees nie. Dit grief so 'n bietjie, dit is nie so iets wat so lekker in ons as mense sit nie. En deur die jare het die kerk, die universele kerk reg oor die aarde, het maar self hierdie ou foutjie gemaak om te wil baas speel. Baie mooi voorbeelde hier in die middeleeue, toe geen koning in Europa 'n koning kon wees sonder die paus se seën nie. Dis nie net hulle wat foute gemaak het nie. Ongelukkig is daar vandag nog, ook tussen ons gelowiges, baie kerke en mense en leiers wat dink hulle moet heers, hulle moet baas wees. En hierdie Markus fokus nogal interessant genoeg en hier reg deur die evangelie op twee goed. Hoe lyk 'n leier wat lei soos Christus? Wel, ons het nou gehoor, elkeen wat groot wil wees, moet 'n dienaar wees. In hierdie selfde hoofstuk word gepraat dat kinders moet die middelpunt wees. Kinders, ons moet glo soos kinders. Dit so 'n bietjie voor hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, sê Jesus, maar daar is nie plek vir ryk of arm of vir ekonomiese klasse of sulke goed nie. Die een wat meer goed het, is die ander een, moenie dink hy is beter as die ander persoon nie. En hier in hierdie gedeelte hoor ons dat leierskap nooit gebruik moet word om ander te domineer nie. En dan, as 'n mens die weier Markus gaan lees, buite hierdie hoofstuk kom, dan sien ons maar dit pas in by Markus se boodskap van disippelskap. Hoe volg 'n mens Jesus? Daar in hoofstuk 8 kom hy en hy sê die onpopulêre ding, om hom te volg, moet jy jou kruis opneem. Dit klink nou nie so lekker nie. Maar in Markus 9 sê hy, ons moet soos kinders wees, wat nie die belangrikste altyd wil wees nie, maar wat bereid is om mekaar te dien. En presies dit wat ons nou gelees het, hoe volg ons Jesus? Ons volg Jesus deur ander te dien. Nou weet ek al, en ek het al hierdie gesprek met ander mense ook gehad, onmiddellik sê mense, ja, dis nou reg en dis goed en dis so mooi wat die Here doen en ek is so bly hy het dit gedoen, maar is totaal onprakties in vandag se wêreld. Jy kan nie so leef nie. Is dit onprakties? Of gaan dit net teen ons grein in? Johannes en Jakobus, die seuns van Zebedeus, hulle is nie al ouens wat fouteer in hierdie gedeelte nie. Ons lees die ander 10 disippels was kwaad oor hulle versoek. En dit staan nou nie so direk hier nie, maar ek wil vir jou amper 'n weddenskap aangaan. Dat hulle was nie kwaad oor dit wat Jakobus en Johannes gevra het nie. Maar die ander was kwaad want hulle wou self daai posisies gehad het. Hulle wou self die ereposisies gehad, hulle wou self daar gewees het. En so gaan dit baie keer met ons. Dat ons raak kwaad. Ja, baie keer tereg vir mense wat regeer net tot hulle eie voordeel. Maar doen ons anderste. Hoe leef ek in my huis? Hoe leef ek in my familie? Hoe leef ek daar waar ek werk, daar waar ek elke dag betrokke is? Jakobus en Johannes vra posisies. Maar daai posisies
bestaan nie in Jesus se koninkryk nie. Glad nie. Want die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. En dan, as Paulus oor hierdie selfde gedagte skryf in Filippense 2, dan bevestig hy dit. Hoewel Jesus in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeggemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hierdie hele gedagte van Jesus, dat om te ly beteken om te dien, het hy dwars deurgevoer. Ons almal ken die bekende beeld wat gebeur het daar by die laaste avondmaal, soos dit noem, daai laaste ete saam met sy disippels. Judas daar, Peter is daar, Johannes wat kaal weggehardloop het by die kruis, die hele klomp wat weggehardloop het van hulle. En wat doen Jesus? Hy vat 'n kom, hy trek sy boekleed uit, hy draai wat ons sal noem 'n handdoek om sy lyf, en hy gaan sit en hy was elke een van daai disippels se voete. So leef hy dit uit, wat hy die hele tyd vir hulle probeer verduidelik het. Ons, in ons binneste, hou van leiers wat kragdadig is. Leiers wat sê, so sal dit wees. En dan sal dit so wees. En soms soek ons sulke leiers selfs in die kerk. Maar dis nie Jesus se leierskap nie. Jesus word hier genoem die Seun van die mens, daai benaming wat uit Daniël uitkom. En wie is hierdie Seun van die mens? Seun van die mens is God self wat ons toe kom. Maar op so 'n manier dat die ouens hom nie eers, daai mense van sy tyd hom nie eers herken het nie. Want hy het gekom as 'n diensknegt. Hy het nie gekom met 'n weermag en op 'n wit perd en met 'n swaard en 'n skild en sulke goed nie. Hy het gekom as 'n diensknegt. En ek dink dis hoekom ons baie maal vandag nog vir Jesus miskyk. Want sy leierskap, sy manier van dinge doen is so radikaal anders is wat ons dink hoe dinge moet gebeur. En as ek en jy vandag wil sê, ons is volgelinge van Jesus, ons is disippels van Jesus, dan kan ons nie anders dan as om mooi te hoor wat hy vir ons sê. Navolging van Jesus geskied nooit los van die manier waarop Jesus goed gedoen het nie. As ons Jesus volg, dan volg ons die gekruisigde. Dis wie ons volg. Die een wat tot in die dood nooit, al het hy die mag gehad, nooit sy mag gebruik het terwille van homself nie. Altyd gegaan oor sy volgelinge, oor God se eer. En ek dink, as ons in hierdie wêreld, so onprakties as dit mag klink, maar as ons in hierdie wêreld wil vrede hê, as ons in hierdie wêreld wil leef op so 'n manier dat daar nie al ewige oorlog is wat dreig, of 'n moord is wat dreig, of 'n verkrachting wat dryf, of een of ander misdaad is wat dreig nie. Dan moet ons leef soos Jesus. En dan moet ons begin om ernstig sy woorde op te neem. Daai woorde wat daar op die skerm staan. Seun van die mens
het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Son of Man did not come to be served, but to serve. En daarvoor het hy sy lewe gegee vir elke een van ons. Mag die Here vir ons die onpraktiese gedagtes gee van om in hierdie lewe te leef op so 'n manier dat ons mekaar dien. Ja, soos Keanu Reeves net so dingetjie daar gesê het, ek wil nie in 'n wêreld leef waar kindness gesien word as 'n swakheid nie. En interessant, net vanoggend stuur iemand vir my so ek weet nie wat dit in Afrikaans is, 'n komiek. So 'n komiek van 'n ou oomie wat met sy kleinkind op 'n stoep sit. En die kleinkind vra vir die oomie: "Oupa, wie was jou heroes toe jy klein was?" Nou, die ouens van my ouderdom wat so grys is soos ek, ons het mos nou Superman en al die goeters gelees en ek sien, dis tot vandag toe nog flieks en so aan. So ons is nie heeltemal so uit tyd uit soos ons dink nie. En toe vra die kleinkind vir sy oupa: "Nou oupa, wie is vandag jou heroes?" En toe antwoord die oupa: "Anyone that will show kindness to people weaker than me." Enige iemand wat met teenoor ander mense wat hy nie hoef nie, wat swakker as hy is, teenoor hulle sal optree op 'n manier wat iets van Christus wys. So eintlik kom daar hierdie gedeelte vir my en vir jou uit. Gaan wees 'n bietjie heroes daar buite. Dit vat ruggraat. As mense nou in daai terme wil praat, vat krag, sterkte om so te leef soos wat Jesus sê, om te dien, om mekaar te dien. En so het God die hele wêreld omgedraai, deur sy seun wat gekom het om te dien. En uiteindelik na die uitstorting van die Heilige Gees, het die disippels dit gehoor, en hulle het ook begin dien. En so is die wêreld verander. Wil jy 'n ander wêreld sien daar buite? Gaan leef na 'n ander wêreld. Amen. Ons buig die hoofde in gebed. Ja, Heer, ons erken vanmôre dat ons mag bewonder. Ons erken vanmôre dat ons soms dink te sterk om ander mense van die tafel af te kan vee of om ander te onderdruk. Maar Heer, ons wil soos U leef. Ons wil dien soos U. Want ons wil U volgelinge wees, U disippels wees. Here, dan dink ons in hierdie hele wêreld waar mense soms in die naam van watter God hulle ook al aanbid, en soms Christene, mekaar aanvat en oorlog maak en mekaar wil uitwis in U naam. Maar Here, ek sien dit nie in U woord nie. In U woord sien ek die een wat die voete was van hom wat hom verloon en wat hom verraai en wat hom verlaat. Maak ons die helde van daardie oupa met sy kleinkind. Dat ons so sal leef, dat ander sal sien dat U die Messias is. Dat ons so sal leef, dat ander sal sien, dat
dat ons almal wat ons mee in aanraking kom, dat ons almal sien as u beeld, dat ons almal raak sien deur u oë. Gee vir ons daardie genade, Heer. En Vader, as ons nou hierdie week ingaan, en ons is onprakties, want ons wil dien, en ons wil ander tot seën wees, wees met ons, help ons, staan ons by deur u Gees, geef ons die insig van hoe om elke oomblik so te leef. In Jesus se naam alleen vra ons dit. Amen. Ons staan op en ons sing ons slotsang hartlik saam. Van die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, the grace of the Lord Jesus Christ, en die liefde van God, and the love of God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle almal, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us all. Amen. Amen.
skeert hem maar. As 'n mens op die jare kom dan jy moet net jou. Ja, jy skiet nie. Ek sê seker maar dit sal sien maar kyk wat ek sê dit sien. Gister gekoud gekyk. Maar speel orgel of wat? Orgel werk. Ja, vir die orgel jy. Dis finish hier, dan maar toe. Ek wil jou misbruik. Ons speel jou orgel, nie ander ding. Ja, maar ons kan ook hier in die beste doen. Ja, maar kom ons probeer net die